Hallo en welkom by die erediens vir die NG Kerk van Warmbad. Dit is vir Sondag 16 November 2025. En ons kyk na die gevaar van vergeetachtigheid. Maar voordat ons by ons teksgedeelte kom ons bid net eers saam. Dankie Hemelse Vader dat ons ook in hierdie tyd wat ons begin nader staan ook aan die herdenking van u geboorte. Here, dat ons ook kan onthou en spesifiek ook hoe dit werk vir ons as Christene. Wil jy ons ook in hierdie boodskap help verstaan? En gee vir ons u wysheid en u seëning daardeur. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons teksgedeelte Matteus 18 vers 23 tot 34. Kom ons lees dit saam. Daarom is die koninkryk van die hemele soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat 10.000 talent verskuldig was na hom gebring. Omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy, as ook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, wees geduldig met my, en ek sal u alles terugbetaal. Die Heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom 100 denarius geskuld het. Hy het hom in die keel gegryp, gewurg en gesê, betaal terug wat jy skuld. Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, wees geduldig met my, en ek sal jou terugbetaal. Maar hy wou nie, inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal. Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. En daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig, soos ek jou begenadig het nie? En sy heer het kwaad geword, en hom aan die folteraars oorgegee, totdat hy al die skuld sou terugbetaal. Ons lees tot sover. Ons almal doen dit, waarskynlik elke dag. Dit het eintlik 'n massiewe impak op die manier hoe ons onsself sien, en die manier hoe ons teenoor ander sou reageer. Dit is ook seker een van die grootste redes hoekom ons konflik het in ons verhoudings met mense. En die ergste van dit alles, ons is nie altyd eers werklik bewus dat ons dit doen nie. So wat is hierdie erg ding wat soveel seer veroorsaak in ons lewens? En dit is dat ons vergeet van God se vrygewigheid. In die besigheidswêreld waarin ons leef, maar ook in die selfgesentreerde lewe wat daar so baie is in die moderne leeftyd, is daar so baie dinge wat ons eintlik ons aandag kon wegtrek van dit wat reg is. Maar so baie dinge in die wêreld wat ons aandag wegtrek van 'n werklikheid wat ons so maklik vergeet. En om dit te vergeet is gevaarlik. Baie gevaarlik. Ons vergeet hoe baie God ons in ons lewens geseën het en radikaal gestuur word deur God se vrygewigheid. En so elke nou en dan word ons net weer herinner aan die genade van God, aan die feit dat hy ons verskriklik seën sonder dat ons enigiets daarvan verdien het. En by hierdie punt moet ons dalk eers stil staan. Genade beteken dat jy iets ontvang wat jy nie toekom nie. As mense wat in sonde gebore word, verdien ons die dood. Ons verdien om in die hel te gaan brand vir die verkeerde dinge wat ons doen. Selfs al is jy 'n goeie mens. Want die sondes wat ons wel gedoen word, moet betaal word. En hieroor herinner die Bybel ons baie duidelik dat elke mens gesondig het, en selfs nog erger, as jy net aan een skuldig is jy aan almal skuldig, sê die woord. Almal het gesondig. Elkeen van ons wat vandag hier is, ek ingesluit, verdien eintlik soos alle mense daar buite wat nog nie vir God ken nie, dieselfde straf as wat hulle toekom. Dieselfde straf wat 'n moordenaar eintlik moet kry, kom ons ook toe. Die feit dat dit nie op ons toekom nie, is omdat ons genade ontvang het. Ons verdien vervloeking, maar ons ontvang seën. Ons verdien hel, ons word die hemel aangebied. Ons verdien vuur, ons ontvang die lewende water. Ons verdien 'n lewe van slawerny, en tog word ons vrygemaak. Maar die feit dat God ons elke dag seën, verdof eintlik gereeld van ons geheue af, soos 'n naam wat jy geweet het jy ken, maar jy net nie kan onthou wat dit was nie. Elke oggend groet God se vrygewigheid ons op verskeie maniere, maar ons merk dit skaars op, omdat ons gewoonlik fanaties besig is om reg te maak vir die dag wat voorlê.
Die feit dat jy jou oë kon oopmaak. Die feit dat jy in 'n bed kon wakker word. Die feit dat jy saam met iemand in 'n huis kon opstaan. Iemand wat saam met jou die dag kon aanpak. Die feit dat jy die geleentheid gehad het om dalk iets te eet, selfs al het jy nie, maar die geleentheid was daar. Die feit dat jy in 'n warm water kon stort of bad. Die feit dat jy klere gehad het om aan te trek. Die feit dat jy by die venster kon uitkyk en die pragtige natuur kon sien en beleef, veral ook die feit dat ons die afgelope tyd so deurheen geseën is deur God. Die feit dat jy krag het, asem het, om werk te kan doen waarna toe jy elke dag toe kan gaan. So onsaglik baie dinge in ons lewens wat uit God se vrygewigheid uitkom. Wat ons baie keer as vanselfsprekend net sommer aanvaar. Eintlik omdat ons vergeet dat ons dit deur God geskenk is. Selfs dan ook baie keer aan die einde van die dag wanneer ons in die bed klim, dan kyk ons nie noodwendig terug op die dag en dink aan al die geskenke van God wat in ons lewens kom inkruip het nie. Ons vat nie noodwendig tyd om te gaan sit en dink of te mediteer op wat ons lewens sou gewees het as dit nie was vir die vrygewigheid van God nie. Waar sou jy in die lewe gewees het as dit nie vir God se genade was wat jou in die Christelike geloof laat groot word het en met sekere waardes nie? Waar sou jy vandag gewees het as jy nooit Jesus as verlosser aangeneem het nie? Waar sou jy gewees het as jou ouers en jy, jou kinders, nooit Christene geword het nie? Maar ongelukkig is ons baie keer gans te vergeetagtig wanneer dit by die vrygewigheid van God kom. En daar is min dinge wat gevaarliker is as om dit te vergeet. Vergeetagtigheid van God se vrygewigheid is gevaarlik, omdat dit die manier wat ons dink oor onsself en oor ander vorm. Wanneer jy God se vrygewigheid onthou, sy genade onthou, dan onthou jy ook dat jy eintlik niks gedoen het om dit te verdien nie. Wanneer jy met ander woorde God se genade onthou, dan word jy nederig. Jy word dankbaar en sag. Wanneer jy God se genade onthou, dan word al jou gekla vervang met 'n dankbaarheid en jou selfgerigtheid verander in aanbidding. Maar wanneer jy van God se genade vir jou vergeet, dan word jy trots en begin jy jouself vertel wat jy alles bereik het. Wanneer jy God se genade vir jou vergeet, dan begin jy krediet vat vir al die dinge wat net sy seëning in jou lewe eintlik kon bereik het. Wanneer 'n mens van God se genade vir jou begin vergeet, dan word jy gewoonlik in jou eie oë regverdig en begin jy dink dat jy verdien die goeie dinge wat jy in die lewe kry. Dan is jou trotse hart nie sag nie, maar hard. Dan word dit nie so maklik deur die nood van ander geraak nie. Dan vergeet jy dat jy eintlik meer is soos die ander mense wat God dink nie vir God nodig het nie. Wanneer jy van God begin vergeet, dan begin jy verkeerdelik dink en kyk na mense. Dan begin jy vanuit hoogmoed te kyk en praat, omdat jy dan afpraat na mense toe. Jy begin dink jy is beter, terwyl eintlik is jy net geseën deur God, sonder dat jy dit verdien. En dis hoekom dit verhoudings met ander mense skade doen. En wanneer jy dit onthou, hou dit jy egter nederig. En wanneer jy nederig is, dan kan jy 'n dienaar wees soos Jesus ons geroep het om te wees. En daarom is vergeetagtigheid van dit wat God vir jou gedoen het, en nog steeds doen, 'n baie gevaarlike ding. En ons sien dit so baie duidelik in ons teksgedeelte, wat ons 'n voorbeeld kry van hierdie man wat aan die koning so baie geskuld het en toe genade ontvang het, wat hy nie verdien het nie. En wat hy veronderstel was om te doen, is om van daai genade te onthou, toe hy met ander woorde teen iemand anderste ook begin optree, wat hom weer geld skuld. Die kontras is duidelik. En as ons gaan vergeet, dan gaan ons dalk soos hierdie persoon optree, neersien op iemand anders. Sal jy onthou, om te onthou van God se vrygewigheid, van sy genade? Om te onthou genereer 'n opwaartse aanbidding. Dit genereer ook 'n inwaartse nederigheid, en dit genereer 'n uitwaartse vrygewigheid. Veral hier waar ons nou Kersfees binne gaan, wanneer ons begin dink weer aan die geboorte van Jesus, mag ons daardie belangrikheid van wat daar gebeur het, ook onthou. Sê dankie, wees nederig en wees vrygewig.
Want die seën wat jy van die Here af ontvang, is nie iets wat ons verdien nie. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade. Help ons, Here, dat ons dit nooit vergeet nie, sodat ons vanuit dankbaarheid elke dag kan leef. Amen. Ontvang ek nou die seën van die Here. Die Here seën julle met sy oorvloedigheid. Die Here seën julle met sy liefde, en die Here seën julle met sy genade. Gaan leef dan as geestelike volwasse mense, wat nie vergeet wat die Here gedoen het nie. Amen.